Hallo maats en baie welkom by ons kinderkerkgeleentheid. Julle kan nou saam hierdie gedeelte in Johannes saam lees. I know he rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in his name. I believe. I'll raise the banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know he rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in his name. I believe. I'll raise the banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 In die gedeelte wat ons nou net gelees het, sien ons dat Petrus die opdrag gekry het om na Jesus se skape te gaan kyk. Nou, ek en jy weet dat Petrus eintlik 3 keer vir Jesus verraai het, maar steeds het Jesus 'n plan gehad met Petrus en het hy hom gebruik en was hy nog steeds lief vir hom al het hy foute gemaak. Nou ons weet dat ons Hemelvaart Donderdag gevier het. Kan jy onthou wat dit eintlik beteken en wat dit bedoel dat Jesus hemel toe gegaan het? Ja, dit beteken dat Jesus fisies van die aarde af na die hemel toe gegaan het. En vandag ons bietjie gesels maar waar Jesus dan nou vandag oral is. Maar in hierdie storie julle, dan sien ons dat daar 'n man is aan die ander kant van die strand wat uiteindelik skree en vra, maar het julle enigiets gevang? Onthou julle wat gebeur? Hulle was half verbaas en het gesê, nee, ons het nie eintlik iets gevang nie. Waar Jesus of die vreemde man op hierdie stadium vir hulle sê, hey, maar gooi jou net dan aan die regterkant. En dis wat hulle toe natuurlik doen en toe baie vis vang. Hulle kom toe agter, maar dit is Jesus. Jesus wat hulle redder is. Hy het uit die dood uit opgestaan. Hulle was so bly gewees dat hulle natuurlik het Petrus toe nou besluit, hy gaan sommer in die water inspring en dat hy na Jesus toe gaan. Nou, hier is die disippels nou besig om met die skuit nou nader aan die strand te kom. Dis hulle besig om hierdie net vol vis te sleep, want daar was net te veel dat hulle dit nie in die boot kon sit nie. Nou kom hulle daar by Jesus aan, maar Jesus was reeds besig om broodjie en visie te maak en hy gee dit vir hulle om te eet. Hy sê toe dat hy van die vis moet deel, dat hulle van die vis dan moet gee vir die groot maaltyd. Maar ons sien maar dat Jesus hierso was.
En ons sien dat Jesus uiteindelik in die hele verhaal van Jesus paar keer aan die mense verskyn het. Nou vandag gaan ons bietjie verder gesels oor waar Jesus dan nou vandag is. Want as hy hemel toe gegaan het, waar is hy dan nou? Waar is hy as ek en jy hom nodig het? Nou ons weet dat Jesus gekom het vir my en vir jou. En dat hy op die kruis vir ons gesterf het, dat hy uit die dood uit opgestaan het en dat hy hemel toe gegaan het. Maar ons weet dat Jesus aan hulle verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dood uit en dat hy natuurlik vir hulle gesê het om te gaan en vir ander mense te gaan vertel wat hulle gesien het. En daarna gebeur dit dat Jesus saam met hulle stap op 'n pad en dat hy, hemel toe gaan. Natuurlik het die disippels so gekyk en gehoop dat Jesus weer terug gaan kom, maar daar verskyn toe engele en sê, hoekom kyk julle? Jesus gaan eendag kom. So dan waar is Jesus dan nou? Is Jesus in ons huise? Is Jesus by die kerk? En is Jesus in ons stad? Is Jesus by die skool waar ons ook is? Die antwoord is ja, Jesus is by al hierdie plekke, want Jesus het sy Heilige Gees gestuur om by ons te wees. Hy is nie net by al hierdie plekke nie, hy is binne in ons. Hy is so naby, soos wat asem naby aan my en jou is. So daarom moet ons nie bang wees nie, want Jesus is nader aan ons as wat ons eie asem is. Mag jy 'n besonderse week verder hê.